Die skriflesing is vanoggend, ek dink julle het gesien, Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 14. Maar net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. Aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou skriflesing is vanoggend uit Efesiërs 1, soos ek gesê het, daai paar versies wat ek vir julle gaan voorhou, en dan vanoggend is die tema dan die Heilige Gees. Maar voor ek vir ons uit die woord uit lees, kom ons buig ons hoofde in afhanklikheid. Here, ek dink baie keer kom ons tot die besef dat alles gaan en draai rondom U. Dat ek vandag kan leef en môre kan sterf. 'n jaar of 2 of 3 of 10 jaar later is ek vergete. Maar U bly is nooit vergete nie. U word nooit vergeet nie. Daarom kom ek vanoggend, Here, in aanbidding en in afhanklikheid, Here, dat U deur U Gees met een en elkeen wat vanoggend hier sit en die woord hoor, en hulle wat later die woord hoor, Here, gee dat dit inslag in hulle lewens en in hulle harte sal vind. Dankie, Here, dat ek weet ek is afhanklik van U. Dankie vir genade onverdiend. Ten spyte van baie dinge in die lewe, Here, waar die lewe met ons almal gebeur, goeie, slegtes, goeie tye, slegte tye, goeie herinneringe, slegte herinneringe. Maar dat ten spyte daarvan, dat U in beheer is. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek lees daarvan af vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, sodat hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, toe ons ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade en wat hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en in ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het, so het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom
van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Tot sover. Vanoggend is die laaste in die reeks oor God self, en ons het gekyk na God as enige en na God as drie-enige. Die Bybel is 'n ongelooflike bron wat handel oor God en God se handeling met die mens. Dis alleen wanneer die Gees van God in en deur sy kinders werk, dat hierdie kosbare boek aan ons kom oopmaak, want hy is mos die outeur van hierdie boek. Dus gaan ons vanoggend kyk na die derde persoon in die drie-eenheid, naamlik die Heilige Gees. Deuteronomium 6 vers 4 het ek heel in die begin van die reeks oor gepraat. Hoor Israel, die Here, ons God, is 'n enige Here. Die verklaarde woordeboek omskryf die woord enig soos volg: die enigste, sonder gelyke of uniek in sy soort. Met ander woorde, Deuteronomium 6:4 sê, God is die enigste ware lewende God, buiten hom is daar niemand soos hy nie. Verder sê Deuteronomium 6:4 dat hy sonder gelyke is en dat hy uniek in sy wese is. Dis tereg soos Paulus Romeine 11 vers 33 tot 36 geskryf het. Hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Dis eintlik 'n gedeelte wat Paulus uit die Ou Testament gekry het. Die geloofsbelydenis van Nicea verwys na die Heilige Gees as volg: en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, dan praat hulle van Christus Jesus, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, die bonatuurlike wat daar gebeur het. Verder sê die belydenis, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Dit is die Heilige Gees. Volgens die teksgedeelte uit Efesiërs 1 word hier verwys na die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek het in hierdie reeks gesê dat God as 'n enige, as 'n drie-enige betrokke is by die mens, as ook by die redding van die mens. Met ander woorde, dis nie dat God drie-enig elke persoon in die drie-eenheid afsonderlik werk nie, maar as 'n eenheid enig betrokke is by my en jou saligmaking, hoewel elkeen se werk verskillend is binne die enigheid. Ek gaan in kort na hierdie gedeelte verwys. Die werking van die drie-enige God, en dan gaan ons fokus wees op die werking van die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid.
Verse 3 tot 6 fokus op die Vader. Dis soos Jesus gebid het in Johannes 17, net wat die Vader hom gegee het, die het hy gered. Ons sien hierin die uitverkiesing. Die Vader trek hom of haar na Christus toe. En Christus wat deur sy bloed ons kom red. Dan vers 3. In die nuwe vertaling, vers 3, die nuwe vertaling sê die volgende: Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Terwyl die ou vertaling in 'n paar van die Engelse vertalings dit as volg vertaal, maar ek gaan net die ou vertaling vir julle voorhou, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus. So ons sien in die ou vertaling praat hulle nie fisies, of in die vertaling kom die woord Heilige Gees nie voor nie. Weereens het ek teruggegaan na die oorspronklike taal, en tog in die Grieks kom die woord pneuma, wat gees beteken voor in die oorspronklike taal. Maar die woord, soos hy in die teks staan, kom nie in sy woordeboekvorm voor nie. Elke woord in die Bybel, het sy Hebreëus of Grieks, het 'n woordeboekvorm. En dan het hy verskillende verbuigings wat in daardie woord 'n betekenis gee. Om te verstaan wat daar gebeur het, het ek gaan kyk na die verskoon nie die hogere woord, maar ek sê julle nou verduidelik, na die linguistiese woordeboek. Eenvoudig gestel, dit is wanneer ons op 'n wetenskaplike manier kyk na die taal en struktuur en die sintaksis, met ander woorde, hoe daardie sin uit sy verskillende forme opgebou is en betekenis gee. Nou die gewone man op straat kan nie 'n linguist wees nie, dit moet iemand wees wat gevorderde studies het sy in die antieke tale studies daarin doen. Met ander woorde, 'n werkwoord, om dit eenvoudig te verduidelik, het 'n funksie en het 'n betekenis. Net so het 'n naamwoord 'n funksie en 'n betekenis. En dan moet ons ook onthou, in die onderwysers wat hier so sit, sal dit ook beamoen, en ek dink ons weet dit, 'n woord se betekenis word nie bepaal deur dit wat die woordeboek sê nie. 'n Woordeboek gee 'n moontlikheid van betekenisse aan. Maar 'n woord se betekenis word bepaal in die konteks of in die sin waarin hy staan. En ek gaan dit in eenvoudige Afrikaans vir julle so verduidelik. As ek byvoorbeeld die woord vuur vat, dan kan ek sê die veld, die vuur brand. Ons het 'n lekker vuur vir ons braaivleis gemaak. Ek kan dieselfde woord vat en ek verbuig hom effens en ek sê die man was 'n vurige spreker. Hoor julle wat selfs in ons taal is dat 'n woord word nie bepaal deur wat die woordeboek sê nie, maar in die sinskonstruksie of in die konteks waarin daardie woord staan. En net so is dit ook in die antieke tyd of in die Bybel. Hoekom het ek vanoggend hierdie dinge aan julle verduidelik? Is sodat julle as gelowiges moet leer. Ons kan nie die heeltyd in ons geloof kindertjies bly nie, maar ek moet in my geestelike lewe groei. Met ander woorde, wat ek vanoggend vir kinders van die Here wil sê is, ek moet dalk
meer as net my Bybel vat en dalk 'n verklarende Bybel of iets gaan koop om my te help om dinge te verstaan, want die rede is eenvoudig. Ek en jy leef nie in die tyd van Paulus of van die profete nie. Paulus het byvoorbeeld nie 'n selfoon gehad of 'n kar gehad nie. Hy het ook nie ligte in die huis gehad nie. Jou en my agtergrond verskil van dit waarin Paulus hulle geleef het. En om dan te verstaan wat hulle hier geskryf het, is dit ook nodig om dinge te verstaan soos wat dit in daardie tyd was, om die betekenis van die skrif te kry. Dus is beide vertalings korrek in die sin. Die ou vertaling het meer direk vanuit die oorspronklike vertaal, terwyl die nuwe vertaling of die verklaring wat daar vertaal het, met ander woorde amper verklaar wat daar gesê word. Met ander woorde, hierdie geestelike gawes waarna vers 3 verwys, word na die persoon van die Heilige Gees verwys. Hy, die Heilige Gees, is die een wat die geestelike gawes aan my en jou, sy kinders uitdeel, want ons is die liggaam van Christus, soos nodig, tot voordeel van die liggaam, tot eer van God. Mense, ek wil vir julle vanoggend dit sê. Ek verstaan dat die afgelope reeks dat daar moeilike dinge was wat ek gesê het. Maar dis goed om weer en weer daarna te luister. En dis goed dat julle weer en weer daarna gaan luister en hoor wat die skrif vir ons wil leer. Sodat ons as gelowiges, soos Paulus vir die gemeente in Korinthe gesê het, ek het gekom om met julle soos groot mense te praat, maar nou moet ek met soos julle as kindertjies praat. Ek verwys nou nie 'n vinger nie, ek gebruik net 'n voorbeeld. Julle as geloofsgemeenskap het nodig om te groei in julle geloof. Vers 7 tot 13 word na Christus verwys, dat hy ons verlos het deur sy bloed en ons oortredinge vergewe het, omdat God aan die mens genade wil bewys. Deur Christus se versoendienste, wat was sy versoendienste? Was aan die kruis, né? Dit wat Christus aan die kruis gedoen het ons deel geword. Met ander woorde, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my as kind van God deel gemaak as 'n erfgenaam van God, soos hy dit reeds vooruit bepaal het in sy raadsbesluit staan hierso. Met ander woorde, God het reeds gekies. Nog voor ek en jy daar was, het God gekies, het hy besluit. Vers 13 tot 14 kom die werking van die Heilige Gees na vore as hy skryf. Ons het die evangelie van Christus gehoor en tot geloof in Christus Jesus gekom. En in Christus het die Heilige Gees wat beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is ook die waarborg dat ons verder sal ontvang wat God beloof het en wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Met ander woorde, elders in die Bybel staan dit ook, die werk wat ek in jou begin het, sal ek ook voltooi. Met ander woorde, as die Here my kom salig maak het deur die geloof, dan sal hy daardie werk wat hy in my en jou begin het, sal hy ook voltooi. Beteken dit dat ek
terugsit, of, ek kan nou nie in die Afrikaanse woord kom nie, laat jy niks doen nie. Nee, daardie barmhart, of daardie werk wat hy genadiglik in my en jou lewe gedoen het, moet vir my en vir jou uit dankbaarheid dryf, om te wil doen wat hy in sy woord wil hê ons moet doen, om te werk in sy koninkryk, om koninkrykswerkers te wees. Jakobus skryf dit ook. Ons word nie gered omdat ek werk nie, of werk in God se koninkryk doen nie. Ek word enkel en alleen uit genade deur die geloof gered, soos Paulus skryf in Romeine. Maar Jakobus skryf ook in dieselfde asem, net op 'n ander manier, wat sê geloof sonder die werke is dood. Wat beteken dit eenvoudig? As die werke nie in jou lewe is nie, dan is jou geloof dood. Dan is jou bekering dalk vals. So die getuienis van God se Gees moet in my en jou lewe wees. En die bewys daarvan is die werke, nie op grond van verdienste nie, maar op grond van dankbaarheid. In ons belydenisskrifte leer ons dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees gelyke is in eer en heerlikheid. Christus was alleen onderdanig aan sy Vader toe hy as mens gekom het. Nadat hy opgestaan het uit die dode, opgevaar het na sy Vader en gaan sit aan die regterhand van sy Vader, is hy in Godheid gelyk aan sy Vader en aan die Heilige Gees, en vice versa, die ander kante toe ook. En juis in hierdie hoofstuk 1 staan dit uit, vers 3, aan God die Vader kom al die lof toe, vers 6, daarom moet God geprys word vir sy groot genade, en wat hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het, vers 12, daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Vers 14, daarom moet ons sy grootheid prys, dan verwys hy na die Heilige Gees. Die Gees van God, en ek verwys in die algemeen. Is die een persoon in die drie eenheid wat die minste op gelowiges se lippe is. Dis ook die een wat die minste in die drie eenheid geëer word. Tog as ons die boek Handelinge sien en ons sien die briewe in die Nuwe Testament, dan is dit God se Gees wat in en deur sy kerk deur al die eeue gewerk het. Daar is mense, miskien sit hier so iemand vanoggend, dalk nie, wat na hom, die Heilige Gees, verwys, nie as 'n persoon nie, maar as 'n krag. Want ons lees tog gedeeltes wat sê, hy is tog die krag van God. Maar ons sien duidelik in die Ou en die Nuwe Testament, dat as daar na die Gees verwys word, dat daar na 'n persoon verwys word. En ek sê, as mense so glo, is dit omdat hulle 'n gebrekkige kennis het van wie die Heilige Gees is. En wat die woord ons leer van en rondom die Heilige Gees. Ek wil eintlik vir julle in sulke woorde sê, om die Heilige Gees 'n krag te noem, is God lasterlik. Ek het in die vorige preke ook goed genoem wat ek gesê het,
En dit gaan dalk mense skok, om na die Heilige Gees te verwys as 'n krag en nie as 'n persoon nie, is God lasterlik. Wat leer die woord vir my en vir jou van die Heilige Gees? Die Gees van God gaan vanuit die Vader en die Seun. Ons het dit in ons belydenisskrifte ook gehoor, Johannes 15:26. Wanneer die voorspraak, dis een van sy name wat daar genoem word, kom wat ek julle van die Vader af sal stuur, dan sê hy, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Met ander woorde, een van die dinge wat God se Gees doen, is om Christus aan die mens bekend te maak, as verlosser en saligmaker. Johannes 14:16, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Hy word gestuur in die naam van Christus, en word gestuur deur Christus vanaf die Vader, juis soos die teks dit ook vir ons vermeld. Die Gees vaardig ons as gelowiges af om. Romeine 14:17 sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Eenvoudig gestel, dit gaan oor die geestelike en nie oor die vleeslike. Nie dat ek sê die vleeslike is onbelangrik nie, maar die vleeslike is nie bo die geestelike nie. Daardie vreugde en vrede wat van die Gees afkom, is iets wat van binne afkom. Dit is nie deur uiterlike omstandighede nie. Ek dink ek het dit so aan julle verduidelik, en ek het dit laas Sondag ook so aan die kinders verduidelik. Ek weet nie of ek dit laas Sondag ook in die kerk gesê nie, ek kan 'n beter werk en alles kry. Dis alles dinge wat my van buite af bly maak. Maar ware vreugde en vrede kom van binne. Want as daar dinge met ons gebeur in die lewe, dan bly daardie vrede en vreugde staan, omdat dit nie van buite af gevoed word nie, maar van binne in my, want God se Gees woon in my. Die Gees van God versterk die kerk, bevestig die kerk. Handelinge 9:31. Die Heilige Gees is die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetaal het toegeneem. Met ander woorde, dis hy wat die kerk bou en in stand hou. Hoekom? Want hy is die een wat oortuig en red en lewe gee en in en deur dit wat Christus Jesus hy versoen, dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, en die Vader is die een wat hulle trek na Christus toe. Hy getuig van Christus, Johannes 15:26, ek het dit gelees. Hy gee ons God se liefde, en ek het dit al by 'n vorige keer gesê, praat van die agape liefde, liefde wat net van God afkom, 'n liefde wat God net aan sy kinders gee. Die agape behoort nie aan alle mense nie, dit behoort net aan hulle wat sy kinders is, Romeine 5:3-5. So ook die hoop wat daar in Christus Jesus is. Hy leer sy kinders en wandel met sy kinders, Johannes 14:17. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle is en in julle sal wees. Hy het woning in gelowiges gemaak, soos Paulus skryf in die brief aan Korintiërs. Julle is die tempel van die Heilige Gees, daardie allerheiligste
is waarin God in ons woon. Johannes 14:6 sê abide. Ek kan nie, die Afrikaans het nie vir my so 'n mooi woord soos die Engels abide. In gelowiges vir ewig nie. Kom woning maak in my en jou, om ons vir ewig by te staan, solank as wat ek en jy in hierdie lewe is. Met ander woorde, plain Afrikaans, God se gees is 24 uur, 7 dae week, 365 dae jaar, is hy daar. Hy beantwoord ons gebede. En ek gaan nou nie vanoggend uitwy oor gebede nie. Efesiërs 1:17, deur sy gees gee hy vir ons wysheid. Vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder. Hy openbaar Christus aan ons, herinner ons aan die waarde van Christus en hy breek die woord vir ons oop. Hy lei ons om heilig te lewe, hy lei ons in nood, gee vir ons antwoorde wanneer ons vervolg word, stel predikers in staat om die woord aan gelowiges oop te breek. 1 Korintiërs 10 vers 10 tot 16. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie behalwe die van God. Vers 12, die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. En daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook. Nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Eindelik wat Paulus hierso sê, hulle wie se verstand versleier is, gaan nie verstaan of hoor of sien wat daar gelees word nie. Vers 14, die mens wat nie die Gees van God het nie, vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Vers 15, die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Vers 16, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? En dan sluit Paulus af, maar ons het die Gees van Christus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, daar so baie om te sê, om te preek. En as mens is my tyd ook so beperk. Dis 'n onuitputlike bron, omdat U die outeur is van hierdie boek. U kom maak hierdie woord geestelik en lewend in ons harte oop. U kom wys vir ons die diep skatte wat daar in hierdie boek is. Dankie daarvoor, Here. Ek wil ook vra, Here, dat U nou se gesprek sal seën, U teenwoordig sal wees. Ek wil ook bid vir ons dag, U vir ons sal lei, met ons sal wees. U vir ons genade sal wys en betoon. Here, dat ons sal hoor, ons sal inrig volgens U woord, en ons sal bekeer tot U en U woord. Dat Paulus, soos Paulus in Romeine 12 geskryf het, dat ons 'n aanneemlike offer, 'n lewende en aanneemlike offer vir U sal wees. Nie soos ons voel nie, maar soos wat U
vir ons leer in die woord. Dankie daarvoor, in die kosbare naam van die Vader, Seun, die Heilige Gees. Amen.